Aba Vader, goeiemôre. Bokker tof, soos wat ek altyd leer by jou Dion. En ja, vanoggend wil ons harte net stil raak voor U. Sjoe, Abba, wanneer ons so besig is, nê, dan verlang ons so na U. Ons harte verlang na U. My hart, ek en Lula praat dat dit, wanneer mens so besig raak, dan het jy hierdie begeerte om net bietjie stil te raak en net weer net naby U te kom en net by U voete te kom sit en te sê, Abba, ek is so besig, maar ek mis U, Abba. Ek verlang na U, Abba. Ek verlang na om elke sekonde van die dag by U te wees. En dan weet ons dat in hierdie wêreld werk ons soms baie hard en lang ure en ons is moeg. En ons weet dat dit is die stepping stone wat ons het om ons te vat na waar ons vir ewig by U is, Abba. En elke treukie wat ons gee in hierdie wêreld is 'n treukie wat ons U verstaan, beter leer ken. En elke keer wat ons manne van Wake Up Haggai by mekaar kom, dan is ons begeerte in ons hart om U beter te leer ken. Om nog meer van U te weet, vir U om U self, U karakter nog meer aan ons te openbaar. Nog meer vir ons te wys, luister, ek wil hê U moet naby my wees. Ek wil hê U moet by my hart wees. Ek wil hê U moet my hart verstaan. Elmar, Hendrik, Waldo, Dion, Driekus. Ek wil hê U moet my hart verstaan. Deeglik verstaan. Ek wil hê jy moet verstaan wie ek is. Ek wil hê jy moet verstaan wat ek vir jou wil hê. Ek wil hê jy moet verstaan dat wanneer jy in my pad stap, al is dit soms moeilik, is dit die beste pad vir jou. Maar dis wat jy ons wil leer. En vanoggend, waar ons op hierdie lieflike topik van die boek van Romeine is, en waar ons by die tweede deel van die boek van Romeine kom vandag, vra ek dat jy vir ons sal openbaar. Wat jy graag vir ons wil openbaar. En dat die studie van Romeine en die journey van Romeine wat ons stap op die pad na Damaskus. Ons is ook op die pad na Damaskus. Net soos Shaul, die skrywer. En dat Yeshua ook aan ons sal verskyn in hierdie pad op Damaskus, op wonderbaarlike maniere en wonderbaarlike wyse in ons elke dag se lewe. En ek bid dit in die magtige naam van ons verlosser, Yeshua. Dankie Abba, ons is so lief vir U. Abba, uit my hart uit, ek is lief vir U. Ek het die grootste begeerte om U meer en meer te verstaan en meer te hê van U, en vir die Gees, die sewevuldige Gees van die ware en lewende God, om te dominate in my wese en in my lewe. En daar's nie plek vir iets anders nie. Daar's nie plek vir idols nie. Daar's net plek vir U. En wanneer hierdie idols begin inklim in my en ek begin om hierdie sondes en hierdie dinge van die lewe te entertain wat nie belangrik is nie, vra ek dat die Gees my sal herinner en vir ons elkeen sal herinner, vir ons manne wat hoof is van ons huis, wat besighede ran, wat verantwoordelike posisies het in die samelewing, wat mense wat opkyk na ons, al weet ons dit nie, dat ons geïnspireerd sal wees om deur die Gees te lewe. Since it is through the Spirit that we have life, let it also be through the Spirit that we order our lives day by day in die magtige naam van Yeshua. Amen. Manne, ek share gou die screen dat ons afskop hier. Ons het nie baie slides vandag nie. Ons is in die boek van Romeine en ek wil vanoggend afskop in die boek van Romeine met twee verse uit heeltemal ander bronne uit. En waarmee ek wil begin is Spreuke 3 vers 5. En ek lees uit die 33-53 vertaling uit. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë. Dan, hoor mooi, dan
sal hy jou paai gelyk maak. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paai gelyk maak. En die tweede skripture kom uit Hebreërs 11 vers 6. And without trusting, it is impossible to be well-pleasing to God Most High. Because everyone who approaches Him must trust that He does exist and that He becomes a rewarder to those who seek Him out. Nou waarom het ek hierdie scriptures aangehaal? Om vir ons te wys dat die boek van Romeine gaan oor trust. En ons het verlede week afgeëindig met vers 17, waar ons gesien het dat trust maak ons righteous in die oë van God Almagtig. John 1 verse 12. To all of us who approaches Him, to those who put their trust in His person and power, praat van Yeshua, He gave the right to become children of God. So wanneer ons vertroue in Yeshua sit, dan begin ons seuns van God Almagtig te wees. Hoe meer en meer ons daai vertroue insit. And without trust, it is impossible to be well-pleasing to God. So die verwysing in Romeine 1 vers 17 vat ons terug na Habakuk 2 vers 4. En Habakuk 2 vers 4, oor 50, brul aan, Habakuk 2 vers 4, look at the proud. He is inwardly not upright, but the righteous will attain life through trusting faithfulness. But the righteous will attain life through trusting faithfulness. So, as jy al hierdie gehoor het, is ek jammer, maar seker 2018 het ek en Lula 'n werklike ondervinding gehad wat onbeskryflik is. En ek het in die middel van die nag wakker geword en Vader het vir my ek het duidelik die stem gehoor, James 2 verse 23. En ek weet nie of julle manne al dit ervaar het nie, maar wanneer jy so skrif kry, dan is dit asof jy so plat geslaan is. Dit het al 'n paar keer met my in my lewe gebeur, waar ek hierdie skrif kry, en ek probeer Jenny, en ek het 'n pak kaartjies, en ek probeer om soveel scripture as moontlik te memoriseer, want ek beskou dit as die swaard waarmee jy teen die vyand veg. Maar in hierdie geval het ek wakker geword, en ek het hierdie begeerte gehad om hierdie scripture te gaan opsoek, want ek was so daar's nie 'n beter woord as die Engelse woord van overwhelmed nie. Ek was so ge-overwhelmed in hierdie omstandighede, dat ek nie eers onthou het wat staan in James 2 verse 23. En ek het my Bybel gaan soek, en ek het in die ander kamer ingegaan, dat ek nie verloels pla nie, en ek het my badkamer lig aangesit, en ek het gelees. Nou hoor wat lees ek, manne? And the passage in the Tanakh, dis die woord, was fulfilled, which says that Abraham had faith in God. And it was credited to his account as righteousness. He was even called God's friend. En maak nie saak wie ek dink ek is nie. Daai het my plat geslaan. Van nederigheid. Want wie is ek, dat die koning van die heelal vir my hierdie vers gee, hierdie scripture gee in die middel van die nag, om vir my te sê ek is sy vriend. En ek het in my emosionele stem, my trane wat rol, het ek vir Lula geskree, Lula, ons is Abba se vriend. En dit was 'n journey tot daar gewees waar ons hierdie pad gestap het met Abba, waar ons vir Lucia
Pa se hartse punt in Suid-Afrika moes los. Ons seun was 1600 kilos van ons al weg, ook in Amerika, maar ek en Lula was hierdie isolated, set apart, sodat Vader met ons in hierdie tyd kom werk om ons voor te berei vir die tye wat kom. En nie omdat ons goed is nie, nie omdat ons spesiaal is nie, maar omdat ons die stap geneem het, 'n klein stappie geneem het, om in daai gehoorsaamheid te stap, het Vader besluit, I call you my friend. En onmiddellik kom maar goed op soos wat Samuel vir Saul gesê het. Hy het vir hom gesê in Samuel, in 1 Samuel 1 vers 15, dink ek as ek reg onthou. Don't you know that obedience is more important than sacrifice? En as ons gaan kyk na Romeine, die tweede gedeelte van Romeine 1, waar daar staan, waar die scripture begin met hoe ons onsself blootstel aan idols en hoe Shaul waarsku, en hy waarsku almal teen die idols. Want onthou, hy het hierdie boek geskryf. Moenie dat ons ooit vergeet wat staan in Romeine 1 vers 16 nie, want dit is die basis van die hele Romeine, is dat hierdie boek, for I'm not ashamed of the good news, since it is God's powerful means of bringing salvation to everyone who keeps on trusting, Jew especially, but equally to Gentile. So hy het hierdie boek geskryf vir Jew en Gentile, en onthou op daai stadium die Grieke het al hierdie gode gehad, en hulle het al hierdie afgode gehad, en hulle het al hierdie idol beeldjies gehad in hulle huise. Die kruks van die saak is, ek en jy het ook idols. Geld, rugby, cricket, you name it. Enige van daai goed kan idols wees. Ek is op 'n stadium in my lewe waar ek op Sabbat nie die TV aansit nie, want ek raak kwaad as ek rugby kyk. So ek sit eerder nie die TV aan nie. Maar dit is vir my belangriker om in daai nabyheid van Abba Vader te wees. En ek sê nie daar's iets fout met rugby kyk op Sabbat nie, asseblief, is die laaste ding wat ek sê. Rugby is 'n great game. Kyk dit net wanneer jy wil, so as jy die vermoë het om dit te doen tot eer van God, great. Ek sukkel met daai vermoë. Want ek sal sommer vir 'n ou sê, you stupid. En wie is ek wat die reg het om vir iemand anders te sê hy is stupid? Dan los ek dit eerder. Want my behoefte, my begeerte is om in God se guns te wees en om te doen wat hom behaag. So as ek iemand anders se stupid gaan noem deur rugby omdat 'n oue nok vat, dan kyk ek eerder nie rugby. En totdat ek myself kan beheer, dan sal ek weer rugby kyk. Of weer cricket kyk. Want as ek vir Aiden Markram kwaad word elke keer wat hy nie 'n groot skoor maak nie, maar dan kom hy in die World Cup final en hy slaan 136 en hy laat my op my neus kyk. Want dit is nie vir hom was nie, dit was nie die wêreldbeker gewen. So dis sulke goed wat in ons lewens gebeur wat vir ons heeltyd die pad is van trust, sterker trust. En dis wat die boek van Romeine ons leer. So ons gaan deur die boek van Romeine leer soos wat ons aanstap, waar ons nou vandag by idols is, maar ons gaan in die boek van Romeine leer dat ons gaan van melk na vleis toe gaan. Deur hierdie journey van die boek van Romeine. Van melk na vleis toe gaan. My journey, my eerste journey met die boek van Romeine was wat my gevat het na Sabbat, na die feeste. En waarom ek die feeste moet vier. En waarom ek dit van Shaul verstaan het. Dat die boek vir Jew en Gentile geskryf is, wat langs mekaar in die sinagoge gesit het, en dat sy behoefte was, dat Jew nie vir Gentile judge nie, maar dat Gentile nie vir Jew judge nie. So met ander woorde, in hierdie samehorigheid en in hierdie cohesion, was dit Shaul se begeerte, dat wanneer jy nog nie verstaan van die feeste en van Sabbat en besnydenis, dis elke mens se persoonlike saak daar. Yeshua is salvation. Niemand kan salvation van jou af wegvat nie. En dan stap die Gees met elkeen van ons op pad. En my doel is ook nie om te sê dat jy moet dit doen of jy moet dat doen.
Maar wanneer ons gaan kyk na vers 18 tot 23 van Romeine 1, dan besef ons, ek sien my internet connection is unstable, so ekskuus manne, maar dan besef ons dat idols is wat ons heeltyd wegtrek van Vader af. Enige idol wat jy het. My en jou doel, manne, moet wees om ons idols in ons lewe raak te sien. En vir Vader te wys dat 'n idol is nie belangriker as hy nie. Daarom vir my, ek kyk eerder nie rugby nie, want ek word 'n ander mens as ek rugby kyk. Ek drink eerder nie brandewyn of bier of enige iets nie, want weet julle wat? In my lewe het brandewyn nie brieke nie. So ek los dit eerder. Lang terug in my lewe besluit om dit eerder te los, want ek kan myself nie beheer nie. Ander mense kan hulle self beheer, maar ek kan myself nie beheer nie. So, ek sal 'n glasie rooiwyn drink saam met ete and that's it. Maar ek gaan nie weer daai leon wees wat my vrou, my pa moes bel om te sê, pa, ek kan nie meer met hierdie man huishou nie. Of my baas moes gaan sien en vra, help my, ek wil nie my man verloor nie. Maar daai vrou gee nie moed op my nie. Net soos wat Vader nooit moed opgegee het op my nie. En 3 keer in my lewe was ek amper dood. Maar Vader het nooit moed opgegee met my. Ek was een aand in 'n karongeluk en die hele kar was plat. Die hele dak was plat. Ek het about 3 dae te perd uit die veld uit moes loop nadat daai kar gerol het. So ver het hy gerol in die veld. En die hele dak was plat. En net waar ek gesit het, my sitplek het gebreek, so hy het plat geval. En net waar ek gesit het, was so 'n hobbeltjie. En ek het oorleef. In my, ek is jammer dat ek dit so sê manne, maar in my toestand waar ek te veel gedrink het Vader my nog steeds gered. Want sy genade was net so groot soos my vrou se genade. My vrou het 'n call gemaak en sy het gesê, ek gaan nie daai man verloor nie. Dis my man. En sy het nooit moed opgegee oor my. En net so is God, en die boek van Romeine leer vir ons, dat Vader gee nie moed op ons nie. Dis 'n proses wat Sheol ons vat, wat eintlik sy eie lewe weerspieël van waar hy Yeshua ontdek het en hoe hy idols uit sy lewe uit begin kry. Want weet julle wat was sy idol? En ek wil afsluit, want ek wil almal 'n geleentheid gee. Maar sy idol was dat hy te wetties was na die Talmud se kant toe. Nie Abba se doktrine van Torah nie. Nee, hy was die Talmud aanhanger. Sy idol was die Talmud. Mensgeskrewe wettiese geskrifte. Dit was sy idol. En hy herken dit op baie plekke. En ek wil dit vir julle sê. When we continue in our foolish ways, ek gaan afsluit met dit. God can give up on us. Hoor mooi manne, as ons aanhou en aanhou met dieselfde eenvoudige, simpel goed wat ons nie moet doen nie, ekskuus vir die woorde, dan kan Abba Vader op 'n stadium moed opgee met ons. En Sheol se naamgenoot wat koning was van Israel, het toe hy Samuel se mantel skeer, toe sê Samuel vir hom, just like that, God's Spirit has left you. Net soos wat daai mantel geskeer is, so het God se gees vir Saul verlaat. En dan verval ons, soos wat Romeine 1 vir ons beskryf, die laaste gedeelte, verval ons in allerlei gemors. So as ons gaan lees in vers 18 tot 23, daarmee sluit ek af, dan staan daar what is revealed is God's anger from heaven against all the godlessness and wickedness of people, who in their wickedness keep suppressing the truth, because what is known about God is plain to them, since God has made it plain to them. For ever since the creation of the universe, his invisible qualities, both this
his eternal power and his divine nature have been clearly seen. Ons sien dit elke dag om ons. Maar this is why, vers 24, this is why God has given them up to the vileness of their hearts, lusts, to the shameful misuse of each other's bodies. Homoseksualisme en alles wat daarmee gepaard gaan. Pornografie en alles wat daarmee gepaard gaan is waarteen Saul hier waarsku. Want dit lyk vir my soos die Griekse gewoontes was daai tyd om so te lewe. Orgies en homoseksualisme en allerlei sulke dinge. En dan kyk ons na ons samelewing vandag. En ek dink dit is nog erger. En dis die dinge waarheen 'n mens oorgegee kan word, wanneer jy nie daai begeerte in jou hart het om meer en meer trust te hê in God Almagtig. Maar nou, ek sluit af daarmee en ek wil graag vir almal 'n geleentheid gee om 'n scripture wat vir hulle uitgestaan het in hierdie gedeelte en op hulle lewe van toepassing is, met ons te deel. Ek sal sommer eers gaan. So raak Dankie, nie is dit Waldo? Waldo, nee? spesifiek vir my. Yes, ja, skus, dis Waldo. Sorry Waldo, ek sien nou Maar- is. Nee, daar het nie vir my spesifiek een vers uitgestaan nie, maar half meer die oorhoofse boodskap waar dit gaan wat ek gelees het basies oor mense wat weet wie God is en wat God vir ons wil hê en van ons verwag, wat nog steeds kies om hulle eie lewe te leef en hulle eie vanities te volg, as ek dit so kan stel. En hoe dit vir my, as ek baie eerlik met myself moet wees, hoe ek ook partykeer daai roete kies om te volg. En aan die een kant maak dit my hartseer en teleurgesteld te myself, dat ek dit moet admit dat ek nie altyd, jy weet, die regte, die straight and narrow stap nie. Maar aan die ander kant weer sit dit vir my dinge in perspektief en dit humble my om te sê, weet, al kies ek partykeer daai roete, is God nog steeds graceful genoeg om te sê, maar jy kan terugkom na my toe en if you humble yourself, you can return en jy kan weer in my glorie stap en hy draai nooit sy rug op ons. So ja, dit is al 'n double-bladed sword of double-edged sword aan die een kant, soos ek sê, dit maak mens hartseer en teleurstel, dat mens eerlik genoeg moet wees dat ek partykeer daai boksie tik, maar aan die ander kant hoe graceful God is om te sê, maar jy weet, dis okay, jy kan terugkom en you can still walk with me even if you've exalted yourself, just humble yourself again. Ja, Waldo, ek dink thanks vir dit. Dis valuable wat jy share. Jy weet wat onmiddellik vir my uitstaan, ek weet nie vir julle manne nie, maar is 1 John 1 verse 9. When we acknowledge, hoor mooi wat Waldo het dit ook so gestel, when we acknowledge our sin, met ander woorde ons verneder onsself om hy sin te erken, then since he is faithful and trustworthy, he will forgive them and purify us from all wrongdoing. So when we acknowledge our sins, since he is faithful and trustworthy, he will forgive them and purify us from all wrongdoing. So ja, dankie Elmar. Ag, dankie Waldo. Ek dink dit is great dat jy dit gedeel het en ja, miskien omdat ek jou Elmar genoem het, moet ons hoor wat sê Elmar. Ja, ek dink oom het daaroor gepraat, maar die stukkie wat vir my uitgestaan het was daai deel oor die idols. Ek het net bietjie begin dink aan my eie lewe, watter idols het ek? En ek weet nie wanneer kan mens iets begin klassifiseer as 'n idol nie. Maar daar is verseker 'n paar goedjies wat vir my uitgestaan het.
Goed waarin ek meer tyd spandeer, goed wat half my gedagtes oorneem en jy raak half obsessief daaroor. En ja, dit is ek net gewonder soos wat se verskil in my lewe sal dit maak as ek soveel tyd spandeer aan die woord en aan dit wat God vir my het as wat ek doen aan alles wat ek weet nie van die wêreld af is. Dus gryp so baie so rol, maar wat as ek my Bybel oopmaak en dit die eerste ding is wat ek doen in die oggend. Hoe sal my dae anders lyk en hoe sal my gedagtes anders wees? So ja, dit was baie goed geweest en het my bietjie laat dink. Ja, dankie Elmar. Ek dink wat die ding is nê, is 'n ou is in hierdie posisie waar jy altyd 'n verskoning kan hê van hoekom doen jy iets nie, nê? En ek dink dis wat jy ook sê, is net soos wat enige ander mens is, ons almal is mense. En op die einde van die dag, jy weet, ek onthou, ek het een keer was ek by 'n manne-aand en ek dink dit was Joost van die Westhuizen wat dit gesê het en hy het gesê dat op die einde van die dag na game kan almal vir jou sê yes, jy het 'n great game gehad en well done maar wanneer jy in die spieël kyk dan weet jy self waaroor dit gaan en ek dink dis daai ding van ons want jy weet jou waarheid is jou gedagtes. So wanneer jy in die aand in jou bed lê en jy daai waarheid van jou gedagtes, dan kan jy sê hoeveel tyd van my dag in my gedagtes het ek spandeer aan sekere goed in my lewe. En ek dink Elmar dit is hoe ons idols bepaal, nê, want as ons dag so opsom en ons gaan sien die meeste van ons dag was gespandeer aan my budget of my denke van hoe gaan ek myself bevorder kry by die werk of my besigheid of wat ook al die geval mag wees, dan kan daai jou idol word. Daar's niks fout om dit te hê nie. Almal van ons moet geld maak, almal van ons moet oorleef, almal van ons moet kos koop. Maar die vraag is dit belangriker as wat Vader en jou denke aan Vader is, nê? So ek sien ons het 10 minute oor, manne, so kom ons gee vir Driekus 'n kans. Ai, ja, vers 20 het vir my uitgestaan. Daar waar sê want hulle kan sy onsigbare eienskappe, naamlik sy ewige krag en sy goddelikheid, reeds van die skepping van die wêreld af duidelik uit sy handewerk waarneem. Daarom kan hulle self nie verontskuldig nie. En ek dink dit het maar net by my uitgestaan want dit is maar waar my pad ook so 'n paar klompie jare terug eintlik begin het want ek het begin vra oor die woord van die Bybel. As ek 100% in hierdie woord wil glo, moet elke woord wat daarin is waar is en ek moet God se skepping en sy waarheid in die skepping kan sien wat hy gemaak het. Met ander woorde, as daar staan Genesis, God het die aarde geskep in 6 dae, dan is dit die geval. Dis presies wat gebeur het. Dit is nie iets anders nie. En dis maar waar dit met my begin vir jouselfigheid en ook uitgestaan het want geen mens in die ganse aarde het 'n verskoning nie. Dat is nie te sê ek het nie geweet nie. En ons moet die keuse uit is om hom aan te neem en op die einde om hom te dien. En daar is nie 'n opsie van ek het nie geweet nie. En dit staan baie duidelik daar. En dit het my uitgestaan. Absoluut. Dankie Driekus. Ja, dit staan absoluut uit daar. Ek dink altyd daaraan, jy weet, een van my gunsteling scriptures is ek weet ek het baie gunsteling al vir julle genoem, maar een van my gunstelinge is 2 Timothy 3 verse 16 wat aansluit by jou Driekus. All scripture is God breathed, né? And it's powerful means of brings tests us en ek vergeet hom nou heeltemal. All scripture is God breathed and is valuable for teaching, testing, forgiveness of sins and the right way of living. So that everyone chosen by God can be fully equipped for every good deed. So met ander woorde, ons moet onthou dat toe Shaul Paulus 2 Timothy geskryf het, was dit net die Tanakh wat daar was. So hy bedoel dat daai hele scripture is God breathed, nee, net soos wat jy nou sê, die hele skrif is God se gees wat uitkom. En dis hoekom dit belangrik is dat ons het nie verskonings om te sê, ag ek het dit nie geweet nie of wat ook al die geval mag wees. Maar thanks, Driekus, waardeer. Dion, vir jou?
Goeiemôre. Ja, nou twee goeders daar. Idols dink ek is 'n ding wat mens nogal aan dink aan. Een ding wat mens kan dink aan is byvoorbeeld wat belangriker is wat God dink van ons belangriker as wat ons dink mense dink van ons. So mense se gedagtes oor ons raak baie keer belangriker as God se gedagtes oor ons. Yes. Dis een ding en die ander ding is as mens na homoseksualiteit kyk, dan probeer mense dit altyd regverdig, baie keer, maar in Romeine 1 staan dit baie duidelik hoekom het dit daartoe gelei, het oor daai rooi lyn gegaan, Yes. baie diep oor die rooi lyn gegaan, en dis wat dit oortak het, ja, was nie eintlik, Ja. hy stel baie duidelik. Ja, dankie Dion vir die deel. Ek dink dis definitief jy weet, is dit die heel belangrikste wat Vader van ons dink, en ek dink baie keer is ons gedagtes maar nog steeds, dit is maar lekker om gewild te wees en erkenning te kry vir iets, nee, so partykeer kan 'n mens maar nog steeds in dit verval. En dan die tweede ding is, ek dink dit soos jy verder en verder gaan en verder toelaat, of dit nou homoseksualiteit is en of dit nou pornografie is en of dit nou geldgierigheid is en wat dit ook al mag wees, is daai klein dingetjie wat jy begin entertain en dan groei hy en hy groei en hy groei en hy groei en naderhand begin hy heeltemal oorvat. En as ons mooi deur Romeine 1 se tweede gedeelte werk, dan sien ons dis presies waarteen Shaul Paulus waarsku, is dat ons nie daai ding moet entertain nie, want hy begin al hoe groter raak en al hoe groter raak, soos 'n sneeubal wat rol, nee. Hendrik, hoe gaan dit daar by jou? Hoe lyk jou dinge? Nat, koud, Kaap is piks donker nag nog, maar dit gaan goed. Ek het Leon, ek het ja, almal het dit so mooi opgesom en toe jy ook al begin het jy eintlik basies, dit is die hele mooi op, daar's so 'n A en 'n B gedeelte in hierdie hele storie vir my. Die eerste vir my is amper so en dit kom dan kom van ja op hartseer en ek dink Vader is hartseer in van ons gee vir mense geskenke want jy weet nie regtig wat die ou wil hê nie. Jy dink daaroor en jy probeer moeite doen om geskenk vir iemand te gee. Het sy nou verjaarsdag, troue, whatever. En as jy die geskenk vir die ou gee en hy ontvang het en hy is so half blasé, sit die geskenk net daar neer en hy gaan aan. Hy gaan aan met die partytjie so en jy verwag tog so 'n bietjie van excitement of jy verwag so 'n bietjie van 'n dankie of 'n jessie chap, ja, dankie, jy weet jy nog nie wat in daai geskenk is nie. En vir my is dit so, julle almal wat nou praat en dan dink ek so, is dit hierdie geskenk lê in die eerste gedeelte. Die tweede gedeelte is jy het aangegaan met die partytjie en die troue en die alles sonder om vir daai persoon net op jou gesig te wys, wow, jy weet. En dan raak jy teleurgesteld. Ek dink Vader is teleurgesteld in ons dat ons nie die geskenk oopgemaak het nie. Ja, baie van ons maak die geskenk jare later eers oop. En dan besef jy eintlik, weet jy wat, die tools is binne in daai geskenk gewees. Alles. Dit kan nou wees van enigiets af. Jy 'n rugbybal. Dit kan 'n power tools stel wees, alles wat jy nodig gehad het in die lewe was dalk binne in 'n geskenk gewees. En ek dink dis hierso, ons gaan so aan met ons idols en ons gaan so aan met ons met goed. Gaan maak net die geskenk oop. Al wat hy wil hê is liefde, rustigheid, kalmte in jou lewe. Hy's daar. He's there. Ja. So ja, dit was so wat ek uit hierdie storie gekry het. Jo, Hendrik, ek dink jy moes van die begin af gepraat het. Daai is 'n fantastiese preek wat jy daar mekaar gesit het. Jy moet daai ding verkondig, hoor, want ek dink dis fantasties hoe jy dit opgesom het en uitmekaar gesit het. Is die A en die B gedeelte en die praktiese voorbeeld van 'n geskenk is absolutely stunning. Ja,
ek dink om aan te sluit daarby, natuurlik is al die tools daar binne wat ons nodig het, maar ons gebruik dit nie. Jy weet, dis soos wanneer jy iets aan mekaar probeer sit wat jy gekoop het en jy so excited omdat jy dit gekoop het, jy lees nie die manual nie en jy probeer net alles aan mekaar sit en dan kom jy jare later agter, maar hierdie ding het nog ander funksies gehad waarvan ek nie geweet het nie, net omdat jy te lui was om die manual te lees. En dis eintlik daai wat Hendrik vir ons vanoggend kom leer het, dat ons het al die geskenke wat ons nodig het daar binne in daai pakkie, nê. So ja manne, dankie vir almal se bydraes. Dit was stunning geweest. Dit was 'n great sessie geweest. Dankie vir vroeg opstaan. Dankie vir lekker tyd saam spandeer. Kom ons, is daar enigiemand wat vir ons wil afsluit, dan kan jy 'n handjie opsteek of anders sal ek afsluit. Leon, ek sal. Dankie. Aba Vader, dankie vir hierdie dag. Dankie vir, ja, hier buite by ons is dit nog donker, maar dankie dat ons kan uitsien na 'n dag wat U vir ons voorberei het. Vader, waar ons mag twyfel in goeters, dat ons sal stop om dit te doen. U gee vir ons opdrag dat U is ons Pa. U sorg vir ons. U kyk na ons. U sien om. Vader, dis lekker om so in 'n mannegroep te kan wees, met mekaar te kan skouers skuur en te kan eintlik hoor, ons almal het eintlik dieselfde tipe van twyfel in ons, al is dit Bybel lees of al is dit hoe ons dit doen of so. Vader, dat ons dit een kant toe sal skuif, dat ons net lief sal wees vir U, dat ons net sal weet, U is daar vir ons, dat ons dit regtig sal glo, dat ons onsself nie sal aankla die heeltyd nie. Ons wil goed doen. Dis die vyand wat van ons kom steel en hierdie goed in ons koppe lê van jy is nie goed genoeg nie, of jy doen te min van dit, of jy kan nie die Hebreëus praat nie, en al daai tipe van goeters, of ek noem dit sommer as 'n voorbeeld, en daar's niks verkeerd daarmee nie, maar dis aanklagtes van die Satan af, dat ons sal glo in onsself, dat ons nie sal twyfel in onsself